Baie dankie ook vir die musiekspan, vir die pragtige begeleiding. Terwyl hulle ook hulle sitplekke inneem, ek vra elkeen daar waar jy sit, raak dit vir 'n oomblik rustig. Al lekker diep asem. Vergeet van al die nuusgebeure, al die dinge wat ons aandag aftrek en aflei, om die Here ook nou te kan ontmoet. Kom ons raak net so stil vir 'n oomblik. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vandag as 'n geloofsfamilie bymekaar te kan kom, Here, om U naam groot te maak, U te loof en te prys, want U is die almagtige Here, U is die enigste lewende God, Here, en daarom kom ons vandag hier bymekaar, Here, ook om hierdie nuwe jaar waar ons weer as 'n groot groep bymekaar kan wees, Here, ook aan U te wy. En sê, Here, maar weer eens 2026, soos die vorige jare, Here, gaan dit vir ons om U naam groot te maak. Here, maar aan U al die eer te bring sodat ander ook kan weet en kan leer U ken, Here, as die Here. U wat ons verlos, U wat ons versorg, Here, U wat ons onderhou, U ons ondersteun en elke dag dra, dat ons kan lewe soos wat U vir ons vra, om gehoorsaam te wees aan die woord en aan U wil. Daarom, Here, so wat ons vandag gesing het en ook nog gaan sing, uit die woord uit gaan lees, Here, alles wat ons vandag doen ons tot eer van U. Daarom berei ons harte voor, help ons om die regte ingesteldheid te hê, Here, mag ons koppe oop wees, mag ons oë, ons ore, alles, Here, gefokus wees op dit wat U vandag vir ons wil sê. Mag U Gees vir ons die woord kom aktiveer, dat ons dit nie net verstaan nie, Here, maar dat ons ook sal uitgaan en dit sal gaan uitleef in 'n wêreld daar buite waar dit so brood nodig het. Here, dele van ons provinsie verspoel, mense is ontruim, mense het hulle lewens verloor. Ander mense het alles verloor, maar hulle lewe behou. Ander dele van ons land verbrand, Here. Ander dele van ons land is droog. Here, so aan die begin van 'n nuwe jaar dan kan ons maklik die vraag vra, maar hoekom? En hoekom gebeur hierdie dinge nou? Here, mag al hierdie gebeure ons gedagtes net weer eens rig, Here, ons geloof net weer eens rig op U. Dat U die skepper is en dat U konstant is in die liefde en die genade en die trouheid en dat U weet wat is die beste vir ons. Here, maak nie saak wat gebeur nie, soos Hebreërs 13 vir ons sê, Jesus Christus is gister, vandag en môre dieselfde. Niks kan nie verander nie. Niks kan die liefde verander vir elkeen van ons nie. Vir elkeen van die kinders nie. Niks kan ons skei van die liefde in die Here. Nie diepte nie, nie wyte nie, nie vuur nie, nie droogte nie, nie water nie. Daarom, Here, terwyl al die dinge rondom ons gebeur, mag ons vas staan in ons geloof en mag ons vashou aan U. U wat kragtiger is al die natuurlike dinge. En soos wat ons dit doen, Here, kan ons net vorentoe gaan om U met passie en met ywer elke dag te dien en ons geloof te vier. Daarom bid ons dit in die kragtige naam van Jesus ons Here. Amen. Geloofsfamilie, julle sien daar die opskrifte vandag, die padbouers van die koning of vir die koning. En ek het so 'n bietjie gedink, onderwysers is eintlik wat onderwysers maar doen, nê. Onderwysers bou die pad vir elke leerling wat voor hulle sit, sodat wanneer hulle met skool klaar is, dat hulle die pad op hulle eie ook kan stap, nê. En eintlik is onderwysers vir ons as ouers en as gemeenskap hierdie ongelooflike rigsteen wat ons het. Maar vandag gaan nie net oor onderwysers nie. Vandag gaan oor elkeen van ons wat sê Jesus is die Here. Vandag gaan oor elkeen wat bely dat die Here ons geroep het, wat bely dat ons is kinders van die Here. En daarom wil ek vandag graag so 'n bietjie met julle daaroor praat. Want elke nuwe jaar begin met paaie. Sy nou sal aankom. As elke nuwe jaar begin met paaie. En aan die begin van die jaar praat ons maklik oor nuwe planne wat ons het, nuwe voorneme wat ons het, nuwe gewoontes wat ons het, nuwe rigtings wat ons het. Maar voordat God met Israel gepraat het oor paaie of bestemmings, het God eintlik met hulle gepraat oor paaie. Voordat God sy seun geopenbaar het aan die mensdom, het hy eers 'n padbouer gestuur. Hy het vir Johannes die doper gestuur.
Nou Johannes die Doper staan nie met 'n strategiese plan of 'n 5-jaar visie of iets nie. Hy staan met 'n oproep: maak die pad vir die Here reguit. Dit is Johannes se opdrag. Nie bou vir die Here 'n paleis nie, nie maak vir hom 'n verhoog waarop kan staan om te preek of iets nie, maar maak 'n pad, bou 'n pad vir die Here. Nou 'n koning kan dalk 'n stad maklik bereik, maar as die pad gebreek is, dan sal die mense nooit hom ontmoet nie. Men dink maar net gou aan die wild en hoe dit lyk, nê. Jy kan nie by jou fancy lodge uitkom of eers by 'n dagbesoekersplek nie, want alles is onder water, die paaie is verwoes. So geloofsfamilie, stel jou voor, jy ry na 'n plek toe wat jy goed ken. Jy weet presies waarheen jy op pad is. En dan in die middel, halfpad op pad soontoe, dan verdwyn die pad net. Daar's geen tekens, daar's geen merkers nie, dis net skielik grond, net gras, bosse, daar gat jy. Die bestemming het nie verander nie. Maar hoe ons daarby uitkom, niemand kan dit bereik nie. So as die pad weg is, as die pad nie daar is nie, as die pad nie rybaar is nie, help dit nie die bestemming is reg nie. Want dan gaan jy van hier uitkom nie. En jy, hoor mooi, mag vandag dalk die enigste pad wees wat iemand na Jesus toe lei. So vandag se teks wat ons saam lees, gaan nie so erg oor die bestemming nie. Het gaan oor die pad. God se woord vra vandag vir ons: wie van ons bou die pad in hierdie tyd na Jesus toe? Wie van ons is besig om die pad te onderhou in hierdie dag waarin ons leef, wat lei na Jesus toe? En daarom stuur God nie dadelik sy seun nie. Hy stuur eers 'n padbouer. So as jy jou Bybel hierso het, blaai saam met my na Matteus 3. Ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot vers 12. Dit lyk so half in ons spreektema wat ons 1 November mee gaan afskop. Matteus 3 gaan juis oor die bediening van Johannes die Doper. Nou jy moet mooi onthou, né? Vir 430 jaar was daar nie 'n profeet gewees wat met die volk gepraat het nie. So toe Johannes die Doper se pa Sagaria sy diens gaan doen het daar in die tempel, wat een keer in 'n leeftyd gebeur vir hulle. Toe voorspel die engel van die Here, Jesus gaan kom, sy vrou gaan swanger word, Johannes gaan gebore word en alles. Dan is hulle verstom, is onmoontlik, sy vrou kan nie. En as gevolg van sy ongeloof word hy stom. So vir die eerste keer wat 'n profeet met Israel kan praat in 430 jaar, wat is sy reaksie? Ongeloof of klein geloof. En dan kom hy uit en dan wil die volk weet, die Here gepraat, wat het hy gesê? En hy sê, die Here het gepraat, maar hy kan nie vir hulle sê nie, want hy kan nie self fisies praat nie, nee. Maar Johannes die Doper is gebore. En sy werk was gewees om die pad te bou. En dis nou waar ons met hierdie teks begin. Daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy sê, Jesus is op pad, daarom is die koninkryk ook op pad en naby. Ons het laas al gepraat, in Pinkster 2 jaar terug ook gepraat, oor eskatologiese verstaan van koninkryk, wat eendag aan die einde van tyd gaan kom, en 'n immanente koninkryk, wat beteken is reeds nou hier. En die manier hoe ons nou hier leef, bepaal hoe daai koninkryk lyk. Want Jesus Christus het reeds gekom. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Vir geslagte en geslagte het die profete vir die volk gesê, bekeer julle, draai terug na God, want dis wat bekering beteken, is om terug te draai na God, om jou hart weer vir die Here te gee. En hulle het nie geluister nie, daarom is hulle in ballingskap weggevoer, het al die dinge met hulle gebeur. En nou kom Johannes die Doper en hy gaan voort met daai boodskap. Maar daai boodskap is, bekeer julle, nie omdat julle sondig is of iets nie, maar die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het, toe hy gesê het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra, met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Lekker rowwe jack, nee. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gestroom. Mense het na hom toe gegaan, want die boodskap het diep gesny, nee. Dis iets wat hulle moes gehoor het.
Johannes het nie teruggehou nie, hy het nie doekies omgedraai en vir hulle gesê hoe oulik is hulle en ag, hulle moet net 'n bietjie soet wees of iets nie. Hy het vir hulle gesê: "Julle onaardige geslag, so 'n warm plek wat wag vir julle." Hulle het hulle sondes bely en hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop. Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle: "Julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende troon van God kan ontvlug? Dra liewe vrugte wat bewys dat julle bekeer is." Ek het laasweek gepreek in Badplaas en toe het ek so 'n mooi illustrasie gemaak met 'n piesang en 'n tak wat ek vasgeplak het en dis eintlik maar waaroor Johannes 15 se teks gaan. Dis vra ek, is dit 'n piesangboom? Nee, hoekom nie? Want dis net 'n piesang wat vasgeplak is aan 'n dooie tak. Die tak is dood, hy kan nie vir hom lewe gee nie, nê. Dis in essensie eintlik wat Johannes vir hulle sê. As jy geestelik dood is, kan jy buite fancy goeders op jou plak. Alles lyk, jy kan lyk soos 'n piesangboom, jy is nie 'n piesangboom, jy is eintlik dood. Jy kan lyk soos 'n Christen gelowige. Met al die fancy klere wat jy aantrek, die Fariseërs met al hulle togaatjies en goetertjies, maar binne is jy dood. Hy sê: "Dra liewer vrugte wat bewys dat jy bekeer is." Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle. God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die Bybel lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Julle hoor. Ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het. Maar hy wat na my kom, is my meerdere en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Kaaf is daai niks werd ding, nê, wat useless is. Jy kan niks met dit doen nie. Dit sal met 'n onblusbare vuur verbrand word. Ek wil oor die hele teks fokus nie, maar meer oor daarin begin, oor Johannes se roeping. Johannes se roeping is nie die lig nie, hy is maar net die rigtingwyser. En Johannes weet presies wie hy is en wie hy nie is nie. Hy is nie die Messias nie, hy is nie die verlosser nie, hy is nie die eindpunt nie. Hy is net 'n stem, hy is 'n wysvinger, hy is 'n rigtingwyser langs die pad. Maar soos wat hy die pad bou en in stand hou om vir mense te wys, hier is die pad na die Here Jesus Christus toe. Want jy is dalk die enigste Christen wat iemand ooit raakloop. Geloof my, wat as ek vir jou sê, jy is dalk die enigste Christen wat iemand in jou wêreld ooit gaan ontmoet. Nie die laaste preek nie, nie die laaste erediens of kerkdiens nie, maar jy. Ons is so geneig te sê mens die dominee se werk, of die pastoor, of die kerkraad se werk. Maar jy is dalk die enigste Christen wat iemand raakloop. En as hulle by jou verbygaan, sal die pad na Jesus oop wees, of sal dit gesluit wees? Johannes, die doper het verstaan, my lewe is nie die eindpunt nie, ek is net die pad, ek is net 'n rigtingwyser. En 'n rigtingwyser hoef nie mooi te wees nie, dit moet net reg wys, want anders is dit nie 'n doel nie. In ons wonderlike gereformeerde teologie leer ons iets hier baie diep, want God se verlossingswerk is sy volledige werk, dit is sola gratia, dit is net sy genade. Maar dit leer ons ook, God gebruik menslike middele om sy werk voor te sit, om mense na Jesus Christus toe te roep. Daar's hoe baie mense wat vandag nie by die kerk is nie, maar hulle is môre by die werk, hulle is môre by die skool, hulle is in jou woonbuurt. Gaan daar padblokkade wees op jou pad, of gaan jy oop wees? Want Johannes, die doper se prediking sny diep, hy praat hier van bekering, van terugdraai na die Here toe. Nie 2027 nie laas jaar, hier is verby.
Dit is 'n nuwe jaar met nuwe geleenthede wat ons moet aangryp, waar ons moet besef hoe afhanklik is ons van die Here se liefde en van sy genade en van sy verlossing. So sy prediking sny diep, maar dit vra nederigheid om jouself te ondersoek. Iemand wat hoogmoedig is en vol bravade is, kan nie hulle self ondersoek nie, en hierdie vra selfondersoek. Dit vra van hom in die spieël te kyk en te sien wat na jou toe terugkyk, en as dit nie Jesus is nie, dan sal ons met 'n probleem. Dan gaan die wêreld nie verander nie. Die koninkryk gaan nie sigbaar wees nie. En dit wat die geslagte soveel meer as 1000 jaar terug moes gehoor het, moet ons vandag weer hoor. Daarom is die Bybel vir ons opgeteken. Miskien is jou bekering selfvoldaanheid. Miskien is dit hoogmoed. Miskien is dit diefstal. Ek weet nie wat dit is nie. Maar jy weet. Maar die Here sê, jy kan nie hierdie jaar aangaan en vorentoe gaan en verwag om geseën te word as jy nie hierdie gedoen het nie. Daarom het Johannes reguit gepreek. Hy het die doekies omgedraai nie. Daarom was hy nie populêr geweest onder die skrifgeleerdes en die fariseërs en die sadduseërs en die godsdienstige leiers nie. Dieselfde met Jesus. Gekom om die Vader se hart vir ons te wys. Ons werk is nie om mense te red deur ons werke nie. Ons werk is om mense wakker te maak vir die genade wat op pad is. Dit is ons werk. Maar ons besef ook dat padhou werk is harde en onsigbare werk. Johannes se bediening was nie maklik of gemaklik geweest nie. Hy het in die woestyn geleef. Springkane, wille heuning geëet en goed. Nie warm klere gehad of enigiets nie, daar in stof geleef. Son wat hom gebrand het. Hy het hierdie konfrontasie gehad met hierdie volk wat net nie wil luister nie. Hoeveel keer ongehoorsaam is, nie wil luister nie, vir hoeveel dekades en geslagte aan. En dan sonde. Niemand hou van sonde nie. Niemand hou daarvan om te hoor ons is sondig, of ons het sonde gedoen nie, of ons is sondaars nie. En dan man alleen 'n hele volk aan te spreek. En die Here te vertrou dat dit wat hy sê gehoor sal word. Die Here te vertrou dat hy nie met klippe doodgegooi sal word nie. So vir Johannes was dit nie maklik geweest nie. Dit was moeilik. Maar dit aangehou. Want padbou is nie 'n eenmalige projek nie. Dit is onderhoudswerk. Dit is instandhoudingswerk. Kyk maar na ons paaie wat uit mekaar uitval, dit word nie in stand gehou nie. Nou kom die reën. Nou het ons nie paaie nie. So padbouwerk is moeilike werk. En 'n pad wat nie onderhou word nie, raak stadig onbegaanbaar. Nie oornag nie, maar met tyd. En net so word bitterheid 'n slaggat. Onvergewensgesindheid word 'n blokkade in ons lewe. Onverskilligheid word 'n ompad weg van Christus. Want God roep sy kerk om slaggate te vul, om dit reg te maak, klip uit die pad te rol, mense weer terug te bring wat afgedwaal het. Nie almal preek nie, nie almal lei strukture nie, maar elke gelowige raak iemand anders se lewenspad. Klein gehoorsaamheid het 'n ewige impak. Het gaan nie oor die groot dade wat ons doen nie. Het gaan net oor daai gehoorsaamheid en die klein dingetjies wat ons doen wat die Here ons roep en van ons vra. Dis al. Ek vra vir julle 'n ware verhaal vertel. Ek het dit so 'n paar jaar terug gelees en toe nou die dag, einde laas jaar, toe hoor ek dit weer en dit het net diep by my vasgevang geraak. Die belangrikste persoon in hierdie hele storie het geen naam nie. Tot vandag toe weet niemand wat is hierdie persoon se naam nie. Mordecai Ham was nie so bekende persoon nie. Hy was 'n tenterlewingsprediker gewees in die laat 1800s, vroeë 1900s.
En in 1934 het hy 'n herlewingsdiens gehou in Charlotte, in North Carolina, daar in Amerika. En twee 14-jarige seuns het hierdie massiewe tent gesien, 'n klomp beweging in hierdie tent met mense wat daar so is. En hulle het nader gestap en het hierdie vrymoedige preek gehoor van die Vader se hart en sy liefde. En soos hulle nader stap om in te gaan, sien hulle in die tent is daar geen sitplek vir hulle nie. En hulle draai om en hulle loop weg. En soos hulle weggestap het, is daar 'n helper by die ingang van die tent, wat sien dat hierdie twee seuns wegstap. En tot vandag toe ken niemand hierdie ou se naam nie. Maar hierdie helper gaan, en hy hardloop agter hierdie twee 14-jarige seuns aan. En hy sê vir hulle, hey, waarheen gaan julle? Ons kan vir julle 'n sitplek reël. En hy vat die seun in die arm en hy lei die twee seuns na die tent toe en hy vra vir mense om so 'n bietjie op te skuif en goed en dit. En so het die twee seuns sitplek gekry en hulle het na hierdie preek geluister. En daardie dag het al twee hierdie seuns hulle lewens, hulle harte vir die Here gegee. Daardie dag het hulle bekeer en gesê hulle lewe voluit vir die Here Jesus Christus. Daai twee jong seuns het hulle self toegewy tot die doel van God in hulle geslag. En een van daardie seuns is iemand wat ons vandag ken as Billy Graham. Billy Graham het die evangelie verkondig aan meer mense as enige iemand seker vandag in ons tyd. Alhoewel hy 'n Amerikaanse prediker is en miljoene mense tot bekering gekom het deur sy prediking, het in Afrika, Europa, reg oor die wêreld gepreek en mense het na hom geluister. En ek dink almal van julle weet wie hy is of weet van hom, as jy hom nie persoonlik ken nie. Die ander seun se naam was Grady Wilson geweest en hy was die man wat vir Billy Graham gehelp het om al sy evangeliese kruistogte te reël. Die ware verhaal van hierdie onbekende tenthelper leer ons 'n baie belangrike waarheid. God se koninkryk draai nie altyd om die persoon hier op die verhoog nie, maar dikwels deur die persoon by die deur. God se groot deurbrake begin dikwels by klein oopmaak aksies. 'n Stoel wat oopgeskui word, 'n gesprek wat begin word, 'n hand wat uitgesteek word. En weer eens volgens ons gereformeerde tradisie, ons red niemand nie. Ons verander niemand se hart nie. Maar ons word geroep om getrou beskikbaar te wees. Dis al wat die Here vra. God doen die vermenigvuldiging. Jy moet net jou 5 brode en 2 visse vir hom bring. Dis die roeping van hierdie geslag. Dis die roeping van ons dag. Die helper by die tent se deur het die wêreld verander. Nie Billy Graham of Grady Wilson nie Mordecai Ham nie, maar die helper, die vrywilliger, wat daardie dag by die tent se opening gestaan het. Daardie een man wat 2 14-jariges gesien het, wat wegstap vanaf die geleentheid van geloof om gered te kan word, en gesê het, nie terwyl ek hier is nie, not on my watch, kom terug hier, julle 2 seuns. Kom ek vat julle. Jou roeping is nie om die wêreld te verander nie. Jou roeping is om iemand se wêreld te verander. En as jy in my generasie is en ouer is en op is, ons het werk om te doen. En ons werk, ons taak is om in die bres te tree vir die volgende geslag. Daar was 'n oortreding gewees, daar's 'n gat in die muur wil ek sê. En ons werk is om in die bres te hardloop en te sê nie op ons wag nie. Nie terwyl ons hier is nie. En as jy dit nie gehoor het nie, hoor dit vandag. Ons is steeds die padbouers wat Jesus se pad na die koninkryk bou en in stand hou, sodat niemand weer van sy pad hoef af te dwaal nie. Nie op my wag nie. Dis die taal van die wag op die muur, 'n wag wat sien hoe gevaar nader kom en sê, solank ek hier is, sal niemand onversiens verbygaan nie. Dat die kerk is nie die eindbestemming nie. Dis 'n kruispad en mense beweeg elke liewe dag. Na geloof, weg van geloof, verby geloof. En die vraag is nie of mense verby ons gaan nie.
maar of hulle iets van Jesus Christus sien, terwyl hulle verby ons gaan. Krag is nie of ons eie nie, maar God se. En daarom is ons padbouers van vandag. Maak nie saak wat jou werk is nie, of jy onderwyser is vandag, of jy boekhouer is, of jy 'n dokter is, of jy by die huis werk, eie besigheid, wat ook al, jy is 'n padbouer van vandag. Want die pad wat Johannes gebou het, is Jesus Christus homself, soos Jesus vir ons sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ons bou nie 'n nuwe pad nie. Ons hou dieselfde pad oop en ons hou daai pad in stand. Ons verf nie die pad of probeer hom fancy maak of iets nie. Ons probeer die slaggate toemaak, ons probeer die struikelblokke uit die pad uitkry, ons probeer die mis uitkry, sodat mense weer die pad duidelik kan sien wat hulle moet stap. So in 2026 en in elke ander jaar beteken dit om stadig te wees wanneer ons mense wil oordeel. Vinnig wees om mense lief te kan hê en bereid wees om te kan dien en ons tyd te kan gee. Want ons is 'n gemeente, 'n geloofsfamilie van padbouers. Jy het nie 'n keuse nie. As die Here Jesus jou verlosser is, dan is jy 'n padbouer. En daarom geloofsfamilie, ek wil julle nie vandag nooi na 'n program of na 'n idee nie, maar ek wil julle nooi na 'n houding, na 'n ingesteldheid. En ek wil eintlik sê, kom ons maak sommer hierdie ons nuwe jaar verbintenis. Maar ons sê, Here, hierdie jaar sal ek nie die pad versper nie. Nie stil bly waar ek moet praat nie en nie wegkyk waar U my roep nie. Mag dit ons motto wees, ons slagspreuk wees. Mag dit ons roeping wees vir hierdie jaar. Maar ek wil U ook graag los en daarmee wil ek graag afsluit met 3 eenvoudige beloftes. Padbou beloftes vir die jaar kan ons dit noem. Vir elkeen van julle. Wat sê? 1. Ek sal na Jesus wys. Ek sal na die Here wys, nie na myself nie, in my woorde, in my houding, in my keuses. 2. Ek sal ruimte maak vir iemand anders, in my tyd, in my huis, in my gemeente. En ek sal sê, nie op my wag nie. Nie in my werksplek nie, nie in my gesin nie, nie in my gemeenskap nie. En wanneer mense eendag terugkyk op hierdie jaar, op 2026, mag hulle nie een van ons se name onthou nie, maar mag hulle sê, iemand het die pad vir my reguit gemaak, en ek het die Here Jesus ontmoet. Amen. Here, miskien het ons nodig vandag om Johannes die Doper weer hier voor ons te hê. Waar ons leeggemaak word van onsself, leeggemaak word van multimedia en 'n kerkgebou en al hierdie dinge. En eintlik, Here, in ons eenvoud, ek wil amper sê in ons naaktheid voor U net kan staan. En net die waarheid weer kan hoor, Here. Dat die koninkryk het naby gekom. Dat die koninkryk wag vir elkeen van ons. Ons kan nie U koninkryk ingaan, Here, as ons nie bekeer en terugdraai na U toe nie. Ons kan nie bely, ons is U kinders, Here, as ons nie U pad bou nie. En U vra nie van ons om grawe te vat en spitvirke en sement en teer en klippe en wat ook al nie. U vra net van ons, wees net vandag gehoorsaam. Gaan gee daai persoon 'n drukkie vandag wat hartseer is. Gaan spreek 'n woord van moed in vir daardie persoon wat ongelukkig is. Gaan gee 'n broodjie vir daardie persoon wat honger is. Dra 'n beker koue water aan vir hom wat dors is. Doen dit met vreugde en blydskap. Here, dis hoe ons stuk vir stuk die pad weer herstel. Dis hoe ons stuk vir stuk weer hierdie gebroke wêreld aan mekaar sit wat U vir ons gegee het om te onderhou. Here, dit is hoe ons mense wys na Jesus. Nie na onsself nie, nie na ons gemeente nie, nie na 'n beter Bybelstudiegroep of wat nie, maar na Jesus wat die weg na U toe is, wat die waarheid is en die ewige lewe is.
Daarom, Here, terwyl ons hier vroeg in die jaar bymekaar kom, mag ons as 'n geloofsfamilie, Here, wat 'n oase van Jesus liefde is, soveel meer wees as net dit, Here. Mag elke man en vrou, elke seun en dogter, oud en jonk, hand opsteek en sê, ons is bereid om in hierdie pad te werk, Here. Ons is bereid om weer mense op U pad te bring, dat hulle U kan leer ken, en kan weet, U is die verlosser. Here, dankie daarvoor. Mag ons gehoorsaam wees aan U. Here, terwyl ons so in die begin van 'n nuwe jaar is, die skool wat hierdie week begin het, meeste mense wat terug is by die werk, Here, bid ons vir beskerming, ons bid vir krag, ons bid vir leiding, Here. Ons bid dat U vir elke gesin styf sal vashou. U weet wat elkeen se bekommernisse is, se swaar kry is, se laste is. U weet wat elkeen se vreugde is, elkeen se vrede is. En Here, wil U vir hulle daarin voorsien. En soos wat U vir ons seën, Here, mag ons daardie seëninge van U vat, Here, en mag ons dit gaan uitdeel en 'n seën wees vir almal wat U oor ons lewenspad bring. Mag ons, soos daardie man in 1934 sê, nie op my wag nie, nie terwyl ek hier is nie. En mag ons elkeen, Here, U dien, in die groot, maar ook in die klein. Mag die Heilige Gees ons daarin lei en vir ons die krag gee om dit te kan doen. Nie net vandag nie, maar elke dag. Ons bid dit in die naam van die enigste naam wat bekend is en saak maak, in die naam van Jesus ons Here. Amen.